te skakel by hierdie atmosfeer. En by hierdie lied 'n verklaring te maak. I give myself unto you, Jesus. Withholding nothing, Lord. We have nothing, but we have God. I give myself away. Nobody can stop us. No devil in hell can stop you. I give myself away. Can you
liedjies onmiddellik vry om vir ons te bedien. You send your word to heal us. Oh, you send your love and peace. How can I repay you? Oh Lord, how kind you are. Oh, you sent your word to heal us. Oh, you sent your love and peace. How can I repay you? How can I repay you? Oh Lord, how kind you are. You sent your word. You sent your word to heal us. Oh, you sent your love and peace. How can I repay you? Oh Lord, how kind you are. Amen. Vanoggend wil ek elkeen begroet wat my stem kan hoor, elke leier, elke broer, elke suster, elke jeugdige, die Sondagskool. U is in die mooi naam van die Here is u begroet. Ek wil net 'n gedagte met u deel. Dit my skriflesing is in Markus 7. U kan so lank bly, Markus 7 vanaf vers 1 tot 9. Hierdie gedagte wat ek nou aan julle gaan lees is 'n gedagte wat ek die 2 April van hierdie jaar toe ons op pad Namibia toe was, het die Here hierdie woord wat ek nou met julle gaan deel, het die Here dit aan my bedien. En daai moment toe ek dit lees, het ek geweet dat ek dit iewers gaan moet sê. En ek het eers gedink dit gaan seker dalk in Namibia gebeur, maar ek het geweet toe niks gebeur het, toe weet ek maar dit is vir die huis bedoel. En vir my eerste en dan vir die ander. Die Here het eers met my gepraat voordat ek dit aan julle kon voorlees. So, die opskrif is in Markus 7, die oorlewering van die ou mense. Dan wil ek eers begin met wat is 'n oorlewering? Dit is iets wat oorgedra word van geslag tot geslag, van mens tot mens. Dis iets wat jy aanleer, wat nie noodwendig gekoppel is aan die waarheid nie. God se woord. Dis iets wat jy byvoorbeeld hoor of sien, nou doen jy dit ook sonder dat jy weet wat die hart of oorsprong daarvan is. Sonder dat jy weet hoekom dit so gedoen word. Dit kan 'n tipe gedrag wees, manier van praat, manier van bid, hoe jy 'n boodskap oordra, jou klere drag, in general hoe ons dinge doen. Hoekom bid ek soos ek bid? Hoekom praat ek soos ek praat? Hoekom is my klere drag soos dit is? Soveel vrae wat 'n mens jouself kan vra, is dit gekoppel aan 'n oorlewering of aan God se woord wat die waarheid is, die enigste waarheid. Dit is hoekom baie voel dis onmoontlik om 'n heilige lewe te leef, omdat daar oorlewerings van mense aangehang word. 'n Verwagting word geskep hoe jy moet klink as jy bid, hoe jy moet praat, hoe jy moet lyk. Die woord van God gee alreeds riglyne vir hoe hierdie dinge gedoen moet word. En ons as kinders van die Here, bloedgewastes, die Heilige Gees, wat die Heilige Gees ontvang het, dankie sis, sal ons lei in alle gees, in alle waarheid en in alle opregtheid. Dis nie nodig vir ons om te soek verder as Jesus nie. Sy karakter en sy manier van dinge doen. Ons wil soms te veel goed byvoeg. Ons wil soms te veel goed byvoeg, maar dit sal reeds volbring. En toe ek hierdie boodskap kry, die gedagte het eers my opgekom, the gospel is simple. Toe ek by die Here gevra, Here, ek soek 'n skrif van u woord is die enigste ding wat hierdie gedagte gaan verseël.
En toe sê ek vir die Here, as ek nou die Bybel oopmaak, dan moet die skrif daar wees, my hand of my vinger moet daar wees. En toe sit oop by Markus 7, wat praat van die oorlewering van die ou mense. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 9. En die Fariseërs, die tema van die boodskap is die hart van my handelinge. En die Fariseërs en sommige van die skrifgeleerders wat van Jerusalem gekom het by hom saamgekom. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die Fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik hulle hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Daarop stel die Fariseërs en die skrifgeleerders hom die vraag: waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle: tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer, soos dit geskrywe is. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle: julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou tot sover. Die Fariseërs doen hierdie dinge omdat hulle dit aangeneem het van mense. Hulle verwag regverdigmaking deur hulle dade. Hulle dade gaan nie oor Jesus nie, dit gaan ook nie oor om God te verheerlik nie, maar dit gaan oor hulle self en hulle wat die oorlewerings volg, dan noem hulle dit 'n offergawe tot God. Dit wat hulle doen, maak hulle oor hulle self, hulle voorkoms, hoe hulle ander sien en hoe hulle wil hê dat God hulle moet sien. En dan wil ek net 'n kort opsomming gee oor die eienskappe van 'n Fariseer. Daar's net 4 wat ek sal noem. Nommer 1, hulle vertrou in hulle selfregverdigheid en kyk neer op ander. Hulle doen alles om gesien en om te erken te word deur ander om uiterlik heilig voor te kom. Hulle hou daarvan om deur mense geëer en opgelig te word. Laastens, hulle voel verplig om hulle self teenoor mense te regverdig of te verduidelik om die prentjie of skyn te behou. Dan gaan ek 'n skrif aanhaal uit Galasiërs 3 vers 11 wat sê: en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is dit duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. In kontras gaan ek vir julle Markus 7 vanaf vers 24 lees. Die Sirofiniese vrou. Ek gaan lees Markus 7 vanaf vers 25 tot 29. Want 'n vrou wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofiniese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar: laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. En sy antwoord en sê vir hom: ja, Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. 'n Kort opsomming oor hierdie vrou se kulturele agtergrond. Sy is 'n Griek van geboorte af en hulle word ook geken as die heidene. Dit sluit in iemand wat buite die verbond is, dit was nou in die Ou Testament, wat buite die verbond is sonder 'n verhouding met God. Hulle wat onder die nasie val, is nie deel van Israel nie en het nie deel aan die dinge waaraan Israel deel het nie. Nou God het
vir hulle vergelyk, toe God met hierdie vrou praat, was dit in 'n gelykenis, en hy verwys na die hondjies, verwys hy na die wat nie deel is van sy volk Israel nie. Maar hierdie vrou se antwoord was so nederig geweest, en mens kan net die desperaatheid sien daarin, dat sy uit geloof uit na die Here toe gegaan het. En ja, hierdie groep mense waaraan hierdie vrou behoort het, was ook geken as die nasie wat valse gode aanbid en wat teen Israel was. Die skrif sê sy het van hom gehoor en na hom toe gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou, 'n Griek van geboorte, 'n heiden, kom nederig en val voor die voete van Jesus uit geloof, omdat sy glo dat Jesus haar dogter kon verlos. Die hart van hierdie vrou se handelinge draai rondom Christus. Iemand wat van geboorte af is, nie deel is van God se nasie nie. Dit draai rondom Christus. In haar handelinge sien ons nederigheid, gewilligheid, eerlikheid, vertroue, geloof en sekerheid van Jesus se karakter en sy bediening. Ons kan dit sien in die manier hoe sy na Jesus toe kom, te midde waarvanaf sy kom, omdat sy geloof het dat in die Here, 'n heidene vrou. Ons kan sien in die manier hoe sy Jesus antwoord, wanneer sy sê, of wanneer dit sê in vers 27, laat eers, waar Jesus vir haar sê, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. Maar haar antwoord was, ja Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. Hierin sien ons geen pretensie nie, maar eenvoudigheid hoe enige iemand vrylik, sonder draaie en swaaye, na Jesus kan kom. Plain eenvoudigheid. Die evangelie is eenvoudig, maar merkwaardig. Dit maak ons vry van die wet. En dan wil ek net gedeeltes uithaal vanaf Galasiërs 3 vanaf vers 13 tot 29. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kon word uit die geloof. Maar nou dat geloof gekom het, is ons nie onder die tugmeester nie. Die geloof wat die skrif hiervan praat, verwys na Jesus en die nuwe verbond. En dan gaan ek net 'n paar verskille noem. Nommer 1, ons het geen oppasser meer nie, soos die wet jou van jou sonde herinner en gedisciplineer het. Nou lei die geloof jou outomaties in Jesus tot 'n volwasse verhouding met God. Jy is nie meer 'n slaaf van reëls nie, maar 'n vrygestelde kind van God. En dan wil ek afsluit met die volgende. Kom ons dink aan ons handelinge. Hoekom bid ek soos ek bid? Hoekom dra ek hierdie tipe klere? Hoekom lig ek my hande op in die kerk? Hoekom getuig ek? Want jy kan die regte ding doen, maar dan is jou motief heel anders. Hoekom volg ek die heilige instellings waarvan die woord praat? Is dit omdat ander dit so doen? Is dit omdat ek heilig wil voorkom voor mense? Is dit omdat ek dit maar net aanneem? Die hart van my handelinge om oorlewerings te volg gaan ons baie bind. Dit gaan ons onder 'n vloek laat lewe. Dit gaan uitputtend wees. Maar dit is deur ons geloof in Jesus Christus dat ons geregverdig sal word. Dit is die Here wat ons sal help om die regte dinge te doen. Dit wat heilig is en betaam uit die gees te lewe, opreg en nederig te wees sonder pretensie, om lief te wees vir dit wat goed is. Daar is net een waarheid en dit is die woord van God. Ons hoef nêrens anders te kyk of te soek nie, want by die kruis is alles en net om na die Here te kyk, daar is ons perfekte voorbeeld van hoe ons moet lewe. God seën sy woord. Jou nooit verlaat, net waar jy gaan, hy sal